wil vanmôre met u staan. En terwyl ons donderdag aand ook die hemelvaartdiens daar by die Credo gemeente gehad het, was dit 'n mooi geleentheid gewees, maar ek wil vandag by u stil staan oor dieselfde gedeelte, maar met die ander belofte wat plaasgevind het. Dit is terwyl ek donderdag aand 'n woord gehad het oor die trooster wat vir ons gestuur word. En ek het so 'n bietjie uitgebrei oor hierdie trooster en die belofte kan nie in vervulling kom as ek die oorsaak is en die gees van God blus in my lewe, dat al hierdie beloftes wat gemaak is, wat die Heilige Gees sou vervul, nie in my lewe van toepassing kom nie. Want ek staan in die pad vir dit. En terwyl ek hierdie gedeelte besig is en ek sien in Handelinge 1 vanaf vers 9 tot 11, en Broer Jan kan dit vir ons opsit, en ek wil so bietjie verder gaan vanmôre, en u moet vanmôre by my net vas staan, en ek het 'n pragtige vergelyking wat ek vanoggend met u wil deel, en my tema is daar al swangerskaptuine? Nou vanmôre is ek die verkeerde ou om daaroor te praat, want ek was nou nog nooit daar nie. Maar prys die Here, my vroutjie was. En ek wil vanmôre graag hierdie gedeelte by u stil staan, en u kan saam met my lees op die bord, of saam met my lees in die Bybel, op bladsy 1375 ook in die woord van God. En terwyl die woord van die Here daar praat, en hy sê, nadat hy dit gesê, is hy dat Jesus is opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat, en dit gaan alles oor die terugkoms van Jesus. Dit gaan alles oor die verwagting wat daar geskep was, wanneer die Here dan sal kom om sy kinders te kan kom haal. Ek wil Johannes 16 vanaf vers 21 en 22 ook saam met u lees, en dit is ook die vergelyking wat ek vanmôre gaan gebruik in die woord. Hy sê, 'n vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Ek wil vanmôre 'n bietjie met u kuier oor die terugkoms van Jesus, en oor die verwagting wat ons as mens verloor het. Ek en my vroutjie praat daaroor in hierdie tyd terwyl ek die woord voorberei. En ek sê vir haar, dis jammer dat mense die verwagting verloor het van die wederkoms. Dis jammer dat mense nie eers meer daaroor praat nie. Dis jammer dat mense nie meer 'n opgewondenheid het, en dat daar 'n blydskap in die harte is oor die terugkoms van Jesus nie. En ek wil vandag vir u sê, dit is jammer dat mense op 'n plek gekom het waar die evangelie alles geword het, behalwe oor die dag wanneer Jesus terugkom. Weet die kerke het hulle blydskap verloor vir die terugkom van Jesus. Ons fokus so op nou. Kerke het hulle ywer verloor om die woord te verkondig oor die terugkoms, omdat ons op nou fokus. En ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat, en u wat nou vanoggend 'n moeder is, en u wat dalk nie 'n moeder is nie, wat 'n vader is, sal weet waarvan ek praat toe die dag
En ek dink ons het met Joni wat die laaste kleintjie nou gehad het, Heidrich hy sal dan vir ons die meeste inligting kan gee oor hierdie saak. Maar ek wil vir sê die dag wanneer 'n vrou uitvind dat sy swanger is dit een van twee dinge, of as blydskap of 'n skok. Hopelik blydskap, nie die skok nie, prys die Here. Ek onthou jare terug in Randfontein was daar 'n vroutjie, sy was al net voor haar 50. Kry sy die skok in die nuus, daar's 'n laat langetjie op pad, dus die jongste enetjie al seker al matriek of uit die skool uit. 'n Geweldig, dis 'n skok, prys die Here. Ek wil vanmôre vir u sê, wanneer daar die nuus aangebreek word dat daar is 'n klein ding op pad, is daar sekerlik groot opgewondenheid. Daai 9 maande voel soos jare. Die opgewondenheid van die klein ding wat gebore gaan word en jy weet nie wat is die geslag nog nie. Jy weet, daai pa koop, daar is hy nie soor, dan koop hy al die eerste week 'n paar visstokke, golfstokke, en hy koop 'n rugbyebal, want hier is die volgende naas Botha. En hy weet nog nie eens wat is die geslag nie. Want daar's 'n opgewondenheid en daar's 'n blydskap oor wat gaan kom, daar gaan 'n nuwe lewetjie hier in die huis wees. Daar word voorbereiding gedoen, en jy sal nou weet, daar word 'n babakamer ingerig, die huis word ingerig, al die meubels met die skerp hoeke en die punte word weggeskuif, daai klein is nog nie eens gebore nie, maar alles moet reg wees vir die dag wanneer daai klein ding kom. En as jy nou 'n ouma en 'n oupa is en dan kom 'n klein kind, dan is dit nog meer opgewondenheid, want nou kom die bederffase. En jy kan nie wag om daai klein ding net bietjie te koester en vas te hou. Want weet jy waarom? Iets is op pad. Daardie moeder het sekerlik voorbereiding wat sy toepas. 'n babakamer word ingerig, die meubeltjies word aangeskaf, die goedjies wat nodig is. Die stootwaandjie en die baadjie en alles word net voorberei met 'n doel van, jy weet nie wat, daar's 'n dag wat gekoppel word, maar tog is die uur in die dag onseker, want as hy nie seker presies wanneer hierdie klein ding gaan kom nie. Hier by 30 weke, dan staan daar al 'n tasie gereed gepakke, net vir noodgeval, maar net vir eintlik by die hoop dat daar moet iets gebeur. En hierdie vrou kry slapelose nagte. Hierdie vrou kry allerlei gevoelens in haar binnekant, emosies neem oor. As gevolg van hierdie pragtige klein ding wat op pad is. Sommige verkies dat die geslag nie voor die tyd uitgewys moet word, die ander wil weet. En ek wil vanmôre met u gesels oor hierdie verwagting wat 'n vrou het, omdat daar 'n klein ding op pad is. Hoekom het sy 'n verwagting? Want jy weet, daar was 'n toets gewees en daar was bevestiging deur die mediese om te sê 'n sekere datum sal daar 'n klein ding gebore word. En daar was 'n opgewondenheid. Ek wil vir julle sê alles is 100%. Hierdie man moet net reg staan. Ek wil vir julle sê dan as hy wat bietjie moeilik is, en sy's bietjie op die einde is dit verskriklik. Ek onthou my vroutjie, met Wynand was dit nie meer maklik, maar Heidrich was 'n verskriklike laag gesit of groot gesit. Ek weet nie wat kom my vrou soos 'n balloon gelyk. En toe sê die werk vir ons, hulle gee vir ons 'n geleentheid. Ek kan by loftes gaan sit in die losie. Nou sê vir my vrou, ek weet nie, ek dink sy was seker 'n maand voordat ons sy moes geboorte gee. Ek sê, ek weet nie of ons moet gaan nie, sê nee, kom ons gaan. Ons loop op loftes, maar net so 'n balloon. Mense dink hier is nie lekker. Maar wat ek vandag vir u wil sê, daar gaan pyne deur, daar gaan simptome kom, daar gaan sekere dinge kenmerke wees dat hierdie moeder gaan weet. Die tyd is naby dat daar 'n klein ding op pad. Hierdie verwagting is so groot en die dag wanneer ek onthou toe ons die laaste met Wynand, toe ons die laaste sonaar gaan doen, toe vra die dokter vir my, sê die dokter sy datum wat hy hom kan keiser gee is die 16 November. Ek sê dokter, jy verstaan nie, ek verjaar die 4de. Ek wil graag my seun op my verjaarsdag laat kom. Hy sê ek is eintlik daardie dag nie in die operasiesaal nie, maar vir jou sal ek dit doen.
En van daardie dag vind ek nie meer 'n verjaarsdag nie, want iets my geskenk, prys die Here. Maar daardie opgewondenheid van daardie dag, toe daai nuwe lewetjie uitkom, en die opgewondenheid om te sien, sjoe, kan dit wees, so volmaak, so pragtig. Ek wil vanmôre met u praat oor die verwagting van die kerk, en van die mens, wat verval het, terwyl ons eintlik swanger is op die belofte van God, dat Jesus kom terug. Weet jy wat is hartseer? Dat die swangerpyne en die kraampyne, as ek dit so kan noem, is al sigbaar. Dat Jesus is op pad. Weet jy, dat mense kyk na hierdie swangerskappyne, weet jy wat doen die mens? Hy kry vrees in plaas van blydskap. Weet jy, daar die moeder, wanneer sy in haar swangerskaptyd is, dan sit sy daarso, en sy voel elke pyn, weet jy wat is, ek sal nooit vergeet, en dan sê my vrou, kom voel jy, hier is die voet. Maar voel ek, sê ek, as jy sê die voet, is seker maar die voet. Weet jy, hoe verder die swangerskap gaan, hoe meer pyne is daar, hoe nader ons aan die geboorte is, hoe meer simptome gaan verskyn, omdat daar 'n klein ding gebore gaan word. Ek wil vir u sê, kerk, die Here het vir my 'n woord gegee, om vanmôre vir u te sê, ons het 'n kerk geword, nie meer in Christus spesifiek nie, oor die wêreld heen, wat verwagtingloos geword het, terwyl die kraampyne wys, terwyl die simptome alles wys, die tyd is besig om uit te hardloop, die mens nog steeds die pad gekies om nie die pyne raak te sien nie. Hy het nog steeds die pad gekies om te sê Jesus se koms is nie meer voor die deur nie. Dit is nog jare en jare, want ons hoor dit vir jare. Ek wil vir u sê, die uurglasse is besig om uit te loop en ons gaan gereed moet wees, want ek wil vandag vir u sê, hoe jammer gaan dit wees as ons daar bo moet kom en hy stuur jou weg, hy sê gaan weg, ek ken jou nie, weet jy waarom, omdat daar 'n man en 'n vrou was, wat nie en die pyne gesien het en die swangerskap geervaar het, om te sê, daar kom 'n belofte vir my en vir u, wat verlossinge vir hierdie wêreld gaan bring, en ek en u moet gereed wees om saam te gaan, sodat ons nie onkant gevang word nie. Daardie vroukie het haar tassie gepak. Die dag wanneer haar man na hospitaal toe vat, is alles skoon gewas. Die kamer is 100%. Die bottels is mooi, alles is nie. Want daar's voorbereiding wat plaasgevind het, sodat hierdie klein ding kan kom. Ek wil vir u vra, weet jy hoe jammer is dit, dat kinders van die Here, vandag bely met die tong, te sê, Jesus kom, maar ek sien geen voorbereiding proses, om hom te verwag. Nou, pastoor, waarvan verwys hy van voorbereiding proses? Ek wil vir jou sê, die woord van God sê, sonder heiligmaking sal ons die koninkryk van God nie sien nie. Ek wil vir jou sê, ek kan nie dieselfde vrug dra as wat ek toe in die wêreld geleef het nie. Daar moet 'n verandering plaasvind, en daar moet iets wees waarmee ek worstel. Daar moet 'n geveg wees. Die woord van God sê, dis Paulus wat sê, die dinge wat ek doen nie, wil ek nie doen nie. En dit wat ek doen, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Want daar's 'n geveg aan betrokke om te sê, Here, maar weet jy wat is so kosbaar met die geveg? Is dit maar net pyn, want die swangerskap is ongemakke. Maar weet jy wat? As
Waar is die kerk se verwagting? Waar is die blydskap? Ek het myself getoets en ek is die predikant van hierdie kerk hanteer, ek het my aangestel as herder. En ek het myself die vraag gevra, het ek in hierdie laaste week een keer 'n blydskap uitgespreek by die huis om te sê, raai wat Jesus kom. Ek het nie. Ek wil vir sê, swanger vrou, as dit nie daagliks is nie, is dit daarom paar keer in 'n week, wat sy gaan verwys, dat daar 'n blydskap is oor wat op pad is. Ek het myself die vraag gevra, Dion het jy, sien die laaste weekie nie, dalk die laaste maand. Ek sê, ja, ek dink ek het daar in die laaste maand oor het gepraat, maar het ek met het gepraat oor 'n verwagting, oor 'n blydskap, met 'n doelgerigtheid oor 'n spesifieke punt, 'n saak, of was dit nou net so genoem in die verbygaan? En dan kom met 'n skok agter, dat ek as pastoor moet ook waaksaam wees om nie my verwagting te verloor vir die koms van Jesus. Ek wil vanmôre vir u vra, ons kyk na, u kan gaan kyk in Matteus 24, verwys dit na al die tekens van die tye wat sal kom. Hy praat van die oorlog wat sal plaasvind. Ag, daar's verskeie die lauwe, die koudheid van die mens. Daar's so 5-6 punte wat hy uitlig. Ek wil vir sê, as ons vandag nog twyfel oor die tekens wat ons buite kan sien, wil ek vir u sê, dan moet ons bietjie ons geestelike brille skoon maak, want sekerlik is ons iewers besig om iets te mis. Weet jy wat is die jammerste van alles? Ek wil vir u sê, 'n kerk wat verwagtingloos is 'n kerk wat nêrens heen op pad is nie. As daar 'n belofte gemaak word, as ek vir my seuns beloof, ek sê seuns, as julle vir my die volgende paar dinge gaan doen, en ek gee julle elkeen R100, wil ek vir u sê, gaan hulle alles in hulle vermoë doen, alhoewel R100 nie vanaf baie is, ons maak dit R500, gaan hulle alles in hulle vermoë doen, om daar die taakies te kan doen, sodat hulle R500 kan kry, want daar is 'n verwagting geskep. Ek wil vir u sê, hierdie verwagting kom nie van 'n mens af nie, dit kom uit God se troonsaal, uit die engele, wat vir ons gesê is, julle moet gereed wees, want hy gaan terugkom, soos hy gegaan het. Ek wil vanmôre vir u vra, is jy gereed, om jou koning te kan doen? Mense leef asof hulle vir ewig gaan leef. Ek wil vandag vir sê, ek wil nie vrees saai nie, maar ek wil u vandag wakker maak. Ek het eintlik vanmôre vir my vrou gesê, ek het vergeet om te neem, ek wil my nagjapon saamgebring het. En ek wil met hom gebedien het, want as ek die kerk het aan die slaap geraak. Of my kussing in 'n derwy gebring het om nie te sê, is ons kerk, is jou gemeente, is jou huis aan die slaap, of het ons wakker geword, om te sê, ek maak my gereed. Weet jy wat is die hartseerste? Daar sit 10 maagde, ek wil sê, almal met dieselfde verwagting, almal met dieselfde hoop, om die bruidegom te kan ontmoet. Net 5 het die regte verwagting gehad en voorsorg getrek. Die ander 5 het ook 'n verwagting gehad, maar nie voorsorg getref nie. Ek wil vir u sê, 'n verwagting is nie genoeg, vanmôre in die uur nie. Daar moet voorbereiding plaasvind, sodat ons God kan ontmoet. Ek wil vir u sê, my God gaan nie daar die dag, en Jesus gaan nie sê, ag, ek verstaan jou sake, jou behoefte nie, en daar is 'n standaard wat ek moet handhaaf, en dit is die woord van God. Ek wil vir u sê, daar gaan nie toekies omgedraai word nie, daar gaan nie 'n verskoning aangewend kan word nie. Al wat ek vandag vir u sê, ons moet seker maak, dat ons is gereed, om die koning te kan ontmoet. Ek ervaar die heerlikheid van die salwing hierso. Ek wil vir u sê, 'n kind van God
dan is maar net weer 'n pastoor, 'n storie, 'n videoklip, 'n liedjie, wat hierdie nuus oordra. Hoe jammer. Hoe jammer. Hoe jammer. Of vandag vir jouself kom Jesus eers oor 100 jaar. En ek sien nie daai dag nie, kan hy vandag vir my kom op die sterfbed. Gaan kyk in die begrafplaas, dit is nie vanmôre nie, hy doen grafstene. Sy het vir jou vertel hoeveel jong mense se begrafplaas, wat sy stene al gedoen het, sy stopstad. Die begrafplaas vra nie oud sê nie. Die doodsengel vra nie, wat het jy gedoen en hoe oud is jy, hoe oulik is jy nie. As jy streepie getrek is hy getrek. As dit verby is dit verby. Môre wil ek vir ons het nog 'n kans en 'n geleentheid hierdie kant gaan, om ons saak met God reg te kan maak. Ek wil vir u sê vanmôre, mag die Here help. Weet jy hoe kleinlik is ons partykeer en ons struikel oor die geringste goedjies. Weet jy wat ek wil vir u sê, en daardie geringe ding, maak 'n skeidsmuur tussen my en God, en ek koester dit. Ek wil vir u sê, ek sit partykeer as ek vir my vrou, weet jy, as mense maar net kan besef, daardie klein dingetjie, ek kan 'n punt wees dat ek hemel mis, is dit die moeite werd om te sê, ek offer hierdie bietjie vir 'n ewigheid op. Ek wil vir u sê, dis nie die moeite werd nie. Ek wil vanmôre smeek ek by u vanoggend, ek wil u nie vanmôre weer 'n verwagting kry, wil u nie lewe asof jy 'n verwagting het nie. Dis eintlik wat ek vanmôre by u wil tuis laat, lewe met 'n verwagting dat Jesus kom terug om ons te kom haal. Halleluja. Halleluja. Sabina Baruba, Sabina Basaba. Maar dan wil jy nie vanmôre vir 'n oombliekie oop toemaak en dit vir jouself vra, waar my verwagting heen verdwyn nie. Waarmee is ek besig? Hoekom is ek verwagtingloos? Jong kind, vanmôre wil ek vir jou sê, jou ouers se verwagting gaan niks vir jou bied nie, hoor. Jy moet jou eie verwagting hê. Jong seun, jong dogter, vanmôre moet jy 'n persoonlike verhouding met God hê. Amen. 'n Verwagting. Daar's iets wat gebeur. Halleluja. Ek gaan vanmôre vir u 'n lied speel, dit is 'n pragtige bekende lied. En hierdie lied is All the Kings Coming. En ek wil vanmôre as u luister na dit, moet u vanmôre wees, Here, jammer dat ek my verwagting verloor het. Jammer dat ek so lewe elke dag asof u nooit gaan kom nie. Ek wil vir u sê terwyl jy hierdie lied hoor, ek wil vanmôre vir u vra, as u vanmôre voel u gebed nodig, is u welkom, ek kom staan hier voor en salf ek u vanmôre, maar ek gaan nie salf nie om vanmôre vir genesing nie, nee. Ek gaan nie salf omdat u vanmôre wat moedeloos is nie, nee. Ek gaan nie salf dat u weer die verwagting terugkry, want Jesus is op pad en is ek en u vanmôre gereed. As u vanmôre sê, Here, ek is jammer, dis nie 'n skande nie, dis 'n God voorreg, dat ons nog kan jammer sê, dat ons nog kan verskoning vra, dat ons pad kan regmaak. Ek wil vir u sê, die tyd is nou om gereed te maak. Die koning is op pad vanmôre en hy kom om sy kinders te kom haal. Luister na hierdie woorde vanmôre. En terwyl dit so speel, is jy welkom om te staan. Ek wil die salf met 'n nuwe ywer. I'm gonna line the halls, choose the lives been redeemed, and broken homes that he has mended, those from prison he set free, little children and the aged, hand in hand stand on the floor, and those who were crippled, broken, ruined, now clad in garments white as snow. The King is coming, the King
Whose lives have been redeemed, and broken homes that he has mended, those from prison he set free, the little children and the aged, hand in hand stand on the floor, and those who were crippled, broken, ruined, now clad in garments white as snow. The King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. The King is coming, the King is coming. Praise God, he's coming for me. The chariots roll, I can see the marching throng, and the flurry of God's trumpets spells the end of sin and wrong. Those roads are now unfolding, heaven's grand stands all in place, heaven's choir is now assembled. Align the hallways, whose lives have been redeemed, and broken homes that he has mended, those from prison he set free, the little children and the aged, hand in hand stand on the floor, and those who were crippled, broken, ruined, now clad in garments white as snow. The King is coming, the King is coming. I just heard the trumpet sounding, and now his face I see. Môre wil ek vir u sê, as daar die moeder geen moeite gedoen het nie, sou daar die klein ding haar absoluut onkant gevang het. En sy sou sekerlik met skaamte moes gestaan, omdat daar nie 'n verwagting was.
En ek sluit vanmôre hierdie woord. En ek vra vir u, kom ons kry verwagting bring. Jesus kom. Jesus kom. Jesus kom weer. O, wil jy nie vir u net self sê, Jesus gaan kom my toe kom aan. Dat u vanmôre dit in die hartskamer sal inprint. Dat u sal weet, dat Jesus kom weer. Ek wil vir u sê vanmôre, as ons 'n kerk gaan wees, verwagtingloos, wil ek vir u sê, kan ons hier die deure sluit. Wat sal dit ons baat? Maar as ons verwagting kan hou, wil ek vir u sê, wil ek u daar ontmoet daarboor. Ag, ek hoop ons gemeente het spesiale blyplek aan een kant, ek wil tussen julle almal bly prys die Here. Ek wil graag saam met u wees. Ek wil graag ons orkes daarbo hoor. Ek wil graag saam met u ook daar vertoef. En ek wil vandag sê, ek sê dit in 'n ligtelike manier, maar weet jy wat my verlange is? Dat ons elkeen daar sal wees. Gereed, omdat ons nie ons verwagting verloor het. Tot sover in die woord van die Here. Kom ons gaan